En die sagter sit aan. En dan skree ek op die mense. Gaan hulle huis toe. Baie welkom aan almal, prys die Here. Dis lekker om hier te wees, né? Amen. Amen. Dit was 'n fantastiese hierdie Hemelvaartdag het 'n plek in ons Christelike geloof. En dit maak nou nie saak of die wêreld gesê het nee, ons hoef nie, ons gaan nie meer Hemelvaart vier nie. Ons doen dit mos omdat ons weet waaroor dit gaan. En ons is lief vir die Here en ons is lief vir dit wat hy beteken het vir ons. Hy het opgevaar. Daar's 'n paar redes, ek het so vandag gekyk. Daar's so baie voordele vir ons in die feit dat Jesus opgevaar het hemel toe. Daar's so baie voordele vir ons in daar. En die grootste natuurlik is dat hy, ja, ek wil nie sê die grootste, maar een van die grootstes is dat hy die Heilige Gees, die ander trooster, vir ons hier gelos het om by ons te kom woon. En dan natuurlik die feit dat hy aan die regterhand van die Vader sit en hy tree in vir ons. Ons het 'n bemiddelaar uit die hemel. Daar is een bemiddelaar tussen God en mens en dis Jesus. Soveel voordele en ons dank die Here daarvoor vir sy, ja, hy het sy aardse tyd gehad hier wat sy disippels saam met hom gewandel het. Ons het nie in daai tyd gelewe nie, maar ons is mos geroep vir 'n tyd soos hierdie, né? Amen. Die glo dit, ek weet jy's nie per ongeluk nou gebore nie. Ons is geroep vir 'n tyd soos hierdie. So ons is dankbaar dat ons in hierdie dispensasie kan lewe, die genade dispensasie, en dan natuurlik ook in die tyd wat die Heilige Gees uitgestort is, dat ons daar die wonderlike voorreg het dat die Heilige Gees oor ons kan kom, sodat ons God se getuies kan wees. Amen. Prys die Here. Kom ons staan gou en ek wonder vir wie kan ek vra om te open met gebed. Asseblief. Kom ons staan. Dankie. Ag, dankie wonderlike Here vir die wonderlike dag en Ja. ons kan net begin dit sê ons is so dankbaar vir U. Want U seën gestuur Ja, kom dankie met Here ons by die kruis gesterf het en opgestaan het en 4 dae later het U gesê Ja. kom, U moet gaan dat U vir ons die Heilige Gees gee. Dankie, Dis ja. ook 'n belofte dat U gaan terug. Dis waar. Yes, Lord. Dankie dat ons kan die Heilige Gees ook innooi vanaand in die kamer in en eers Ja, kan celebrate, maar ook kom leer ons meer oor U. Dat ons honger kan wees vir U woord. En kom praat met elkeen van ons in die sit se harte. U weet wat elkeen van ons nodig het vanaand en kom sê Ja, Here. lees daai woord op onsself. Ek wil dan vir pastoor Andrei ook met die woord gaan bring. Baie Thank you, Jesus. Amen. Amen. Ja, dankie. Ons gaan lekker saam sing. Is daar niemand wat dalk 'n getuienis gou wil bring? Niemand wat 'n getuienis het nie? Going once, going twice. Die vanaand. Okay. Ek gaan nie getuig nie, want ek gaan in 'n baie praat. Prys die Here. Dankie aan die genoemd. In naam van Jesus. Heilige Gees vir ons te doen. Lekker saam sing vanaand. Kom staan op. En dan sing ons ek al gereed is. Yes, hallelujah.
exclusivo, want ek wil gerief wees as Jesus kom. Ek wil gerief wees as die koninkrijk. Ek wil gerief wees as hy my wil verbring. Ek wil gerief wees om op te staan vir sy koninkrijk, vir sy heiligheid, grote naam. Kom voor my, exclusivo, kom reinig my in die vuur van die heiligheid. Kom voor my, exclusivo, want ek wil gerief wees as Jesus kom. Ek wil gerief wees, ek wil gerief wees in die koninkrijk. Ek wil gerief wees as hy my wil gebruik. Ek wil gerief wees om op te staan vir sy koninkrijk, vir sy heiligheid, vir sy grote naam. Kom voor my, exclusivo, kom reinig my in die vuur van die heiligheid. Kom voor my, exclusivo, want ek wil gerief wees as Jesus kom. Kom voor my, kom voor my, exclusivo, kom reinig my in die vuur van die heiligheid. Kom voor my, exclusivo, want ek wil gerief wees as Jesus kom. Ja, ek wil gerief wees as Jesus kom. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, praise the Lord, no turning back. You take the whole world, but keep it Jesus. You take the whole world, but keep it Jesus. You take the whole world, but keep it Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, praise the Lord, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, praise the Lord, no turning back.
The whole world, but give me Jesus. You take the whole world, but give me Jesus. The whole world, but give me Jesus. But turning back, praise Lord, but turning back. But turning back, praise Lord, but turning back. When the shoe is play, your offering is not play. In the end of the come. It's a growing rock for your dear. And the post on the earth is not play. But of glory, is in the end of it. And the earth that the left for on the sun. As for Jesus, oh hallelujah. As for Jesus, oh hallelujah. My shield is play, your offering is not play. When the hymn of the hills are come, it's a whirling rock of your glory, and the post on the earth is not play. But of glory is in the hymn of it, and the earth of the left of the arms, but as for Jesus, oh hallelujah. For he says, come, hallelujah. Pagpas kanjay, kay nihilo, osakron, minapasa, pagkatan, nilagkising, ramila, kasakayta. Pagpas kanjay, kay nihilo, osakron, minapasa, pagkatan, nilagkising, ramila, kasakayta. Glory is in the year of it, and the year that the Lord put on the sun. As for Jesus, oh hallelujah. As for Jesus, oh hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. All the time, you have pierced me, when we found the salt they died. Words of glory, pierce in the ear of it, and the ear that the Lord put on the sun. As for Jesus, oh hallelujah. As for Jesus, oh hallelujah. The Jesus, hallelujah, there's the gospel, there's Jesus, hallelujah, there's the gospel, there's Jesus, hallelujah, there's the gospel, there's Jesus, hallelujah, there's the God, there's Jesus, at the play, and mother, thank you for saying, hey, let us be, thank you for that on the ground, open on the name that gives us up again, at the play, and mother, thank you for laying my name in the honey, let me thank you for that on the ground, open on the name that gives us up again, under the seas, hallelujah, we go to the Lord in year of honor that the seas, hallelujah, even us, but is in this honor that the seas, hallelujah, we go to the Lord in year of honor that the seas,
Halleluja, iemand was, wat is een weer begon. Krossen naar de stem weer. Het is niet, halleluja, het is de kracht van God. Het is Jezus, het is Jezus, halleluja, het is de kracht van God. Het is Jezus, het is Hij. En water van jou, ik verlang mij, in zijn heilige geest, ik bepaal, ik aan de taal. Op het handelen, ik leef er zacht en dit is Jezus, halleluja, ik kom u lof, ik hier al onder het is Jezus, halleluja. Iemand was, wat is een wees, dat ongeluk precies. Halleluja, ik kom u lof, ik hier al onder jou is Jezus. Halleluja, iemand was, wat is een wees, dat ongeluk. Amen. Praise the Lord. Wow. Thank you, Lord. My Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Kom ons gaan. Jy moet buite toe. Kom ons kom. Geen aan bid. Yes. Could you say, when you pray, you will pray for other people. Third verse, when I pray, you will pray for other people. And then, when Jesus prayed, he will pray for you. God. Amen. For
need is love and peace still. Yes, I do, Lord. When you pray, will you pray for me? Will you whisper my name in your prayer? Hallelujah. When I pray, I will pray for you. For you need peace, love, and peace still. When I pray, I will pray for you. I will whisper your name in my prayer. When we pray, we will pray for you. For you need peace, love, and peace still. When we pray, we will pray for you. We will whisper your name in His prayer. Hierdie liedjie se woorde sê so baie. Ek wonder of ons bietjie vrymoedigheid kan neem vanaand. Ek wil niemand forceer om iets te doen nie. Maar as jy bietjie vrymoedigheid het vanaand, stap bietjie uit jou bank uit terwyl ons dit weer so 'n paar keer sing daar. En gaan bid vir iemand. As jy nie wil bid vir iemand nie, seën hulle nie. Seën hulle nie. Stap net na iemand toe en seën hulle, want jy weet as ons ander seën van ons geseën het. Amen. Dis ons se werk, prys die Here. En dis baie duidelik wat hierdie liedjie ook vanaand vir ons sê. When you pray, will you pray for me? When I pray, I will pray for you. And when He prays, He will pray for all of us. Hallelujah. Prys die Here. So die waar is, kom ons sing dit nog so 'n paar keer. Ek sê wil vrymoedigheid neem vanaand. Niemand gaan as jy nou nie wil gaan en niemand gaan snaaks na jou kyk nie, maar as jy 'n bietjie vrymoedigheid wil vat en net iemand gaan seën. Net vir iemand gaan bid vanaand. Vat salfolie as jy wil. Kom kry salfolie voor as iemand wil salf. Maar kom ons spandeer 'n bietjie tyd. Kom ons raak nie haastig met die werking van die Heilige Gees vanaand. Hallelujah. Thank you. When you pray, will you pray for me? For me, and His What's up? when you pray, will you pray for me? Will you whisper my name? Here, dankie dat ek vir jou kan bid. Dankie dat jy sy begeertes het en wat die Here sê in die woord en dat jy dankie Here dat jy plek sal oopmaak, dat Heer sal oopmaak. Vader, ons Heer, dankie daarvoor. Dat jy die begeertes van sy hart sal volg. Dankie. Ek het voor die Here sê nie net vir werk gee. Hy wil vir jou blyplek gee. Hy wil vir jou voorsien. Dankie Here ons voor. Ons van hierdie woord. Jezus, ons vertrouw U dan. Jezus. Dankie.
Father, I thank you in the name of Jesus that we can come to you tonight. Father, that we know that you know who are here tonight. You are present. We feel your presence. We know we can ask in the name of Jesus whatever we want to ask tonight, we shall receive so. And as my brothers and sisters stand to come to you as we lay my hands on you tonight, I just ask you to bless them. Bless them, Father, bless their houses. Bless their home. Bless their body. You know what they are going out to tonight in the mighty name of Jesus. And I know it will be efficient. We will pray for you. We will whisper your name is when we pray, we will pray for you. For you is the way we will pray for you. We will whisper your name is Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Baie dankie, Skepper God. Zullen we nog een keer David. Thank you, Lord. when you pray, for me, for I need His love and His care. When you pray for me, will you whisper my name in Yes, your hallelujah. Thank you, my Lord. when I pray, I will pray for you need His love and His care. When I pray, I will pray for you. I will whisper your name in my soul. When we pray, we will pray for you. For you need His love and His care. When we pray, He will pray for you. He will whisper your name in His prayer. Thank you, Lord. Kom ons gee vir Here 'n lekker Baie dankie julle wat nog staan, kan nou maar sit. Amen. Die waar is my voorreg om die woord te kan bedien vanaand. Baie dankie Pastoor Jordan en die leierskap van my kerk. Ek waardeer die geleentheid. En dit is altyd 'n voorreg om die woord van die Here te bedien. Amen. Lekker om oor die dinge van die Here te gesels, want dit laat jou so naby altyd aan die Here voel. En ek dank die Here dat hy dit maak nie saak wat ons omstandighede is nie, want een ding wat ons moet weet is dat ons omstandighede moenie die diepte van ons verhouding met God bepaal. Dit maak nie saak of jy bo op die berg of onder op die vallei is nie. Ons verhouding met die Here moet altyd dieselfde wees. Ek eer hom daar, ons is mense met emosies, amen. Ons is mense met emosies. En ons dien die Here met emosies. Prys die Here, dank die Here dat ons nie
Iemand het nou, ek sê nou wat iemand anders gesê het, hoor, ek sê nou nie wat ek sê nie. Ek het gehoor iemand sê, dat ons is, Pastor Johnny, ons is nie 'n kerk wat sê, sing 'n liedjie, sit 'n bietjie, gooi 'n liedjie, gaan huis toe. Nee, reg, so. Ja, wat die jou gedagtes nou gaan daar met ek nou niks uit te waai nie. Die waar is ek gaan vir julle teruglees, ek gaan getuig soos ek aangaan, want ek het gister nog al 'n rowwe dag gehad, maar ek het so deur die week aan my boodskap gewerk en dan is ek hier, dan is ek daar, dan vat ek 'n bietjie hier, dan vat ek 'n bietjie daar en ek het partykeer is dit so gevaarlik om so lank voor die tyd 'n tema te kry, want ek het al verlede week het 'n man net 'n advertensie uitgestuur, verlede week al oor 40, tema 40 en ek gaan nog so 'n stukkie oor 40 praat vanaand, maar toe vat die Here die boodskap in 'n heeltemal ander rigting in. Ja, ons bly by die oorspronklike tema, maar jy sal nou sien soos ons aangaan, die Here 'n ander plan gehad hier met die so na die slotse kant van die boodskap. So as u net sal volg vanaand en die wat julle Bybels het, jy kan saam met my blaai na Johannes 16 toe, vers 7 tot 14. Baie interessante teksvers as ons nou praat oor die tema 40, is dit eintlik 'n baie interessante teksvers, maar ek glo soos die boodskap aangaan, sal u verstaan om die Here hierdie teksvers te gee. Nou wat ek net nou gesê het aan die begin, daar's baie voordele vir ons aan verbonde, die feit dat Jesus opgevaar het hemel toe. Baie dankie, ek hoor so vlei. Net dalk so 'n bietjie, ek sê reg nou. Johannes 16 vers 7 tot 14. Een van die voordele wat ons net nou genoem het, toe Jesus opgevaar het hemel toe, as jy die plek in die Bybel het, sê amen. Amen. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, luister sy werk, deel van sy werk, as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hierso is 'n geheimenis in die B-gedeelte van vers 13, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Daardie deel sê, ek gaan nou die laaste vers lees, maar daardie deel sê vir ons dat profesie nog 'n plek in vandag se lewe het. Baie mense sê profesie is verby, die dag van profesie is verby. Ek gaan nie vanaand 'n preek oor die gawes van die Gees nie, maar ons is nog in 'n tyd wat Pinksterweek voorlê en maar die gawes van die Gees vir ons eintlik baie belangrik moet wees. Maar vanaand is ons by hemelvaart. Maar hierdie laaste deel van die vers sê, hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig, aan ons verkondig. So deur die Gees van die Here kan hy aan ons dinge openbaar wat nog moet kom. En dit skakel in by profesie, woord van wysheid, woord van kennis, skakel alles in by die gawes van die Gees. Reg. En dan sê die laaste vers 14, hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Nou, die maar is enige iemand wat vir jou sê hy het 'n openbaring by die Here gekry en daardie openbaring kan nie gestaaf word in die woord van God nie, wees maar versigtig. Want die Gees van die Here sal net spreek nie van homself nie, hy spreek van Jesus en die Vader. So alles wat die Heilige Gees aan ons openbaar, is dinge wat uit die woord van die Here bewys kan word. Amen. Ek glo dit met alles in my, prys sy naam. So, my tema dan 40, en soos ons weet, was Jesus 40 dae na sy opstanding. Goed, Hemelvaartsdag is presies 40 dae,
na die opstandingsdag. 40 dae na sy opstanding was Jesus op die aarde gewees. Nou, ek weet nie of jy al daar gewonder hoekom 40 dae nie. Ja, wag, ek sal net nou daartoe gaan. Maar hoekom 40 dae? Hoekom het hy nie sommer dadelik net opgevaar hemel toe hy opgestaan het nie? Hoekom het hy nie maar net dadelik opgevaar hemel? Hoekom het hy 40 dae langer gebly? Wel, eerstens wou hy sy disippels voorberei vir hulle bediening. Dis iets wat ek sien in die Bybel. Hy ten minste 10 keer aan sy disippels verskyn op verskillende kere. Hy het aan Maria by die graf verskyn, hy het by aan die ander vroue verskyn, hy het ook verskyn aan die Emmausgangers het hy verskyn, en toe aan sy disippels, toe Thomas nie by was nie, het hy aan hulle verskyn, toe verskyn hy 8 dae later, toe verskyn hy weer aan hulle, toe Thomas by was, en Thomas het sy hande in Jesus se sy ingedruk, reg, en toe hy ook later, en dit sien ons nie in die evangelies nie, maar ons sien dit toch later waar Paulus dit verduidelik, wat Jesus ook aan 500 disippels op een slag verskyn. Goed, so daar was dan nou al hierdie kere wat Jesus, en hoekom? En let ook op dat hy net aan gelowiges verskyn het in daardie 40 dae. Dis nogal baie belangrik. Hy het net aan gelowiges verskyn. Hy het nie daai tyd nuwe disippels probeer maak nie, reg? Hy het gelowiges opgelei vir hulle taak wat hy gesê het, Matteus 28:19, gaan heen, maak disippels van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle. Ek is so erg op hierdie laaste deel van Matteus 28 vers 19, en leer hulle aangaande alles wat ek julle beveel het. Baie kerke maak die fout, ons maak disippels, ons lei mense na die Here toe, ons doop hulle, maar daar's nie altyd daai opvolgwerk nie, daai leer hulle aangaande alles wat ek julle beveel het. Dis so belangrik, daai laaste deel. So daai opdrag word in 3 dele opgedeel. So in hierdie 40 dae het hy al hierdie dinge gedoen, en hy het sy disippels geleer, en ek weet nie of julle al agtergekom het, hierdie is aan die einde van sy bediening, maar aan die begin van sy bediening was daar ook 'n 40 dae periode voor hy sy bediening begin. Hy het 40 dae gevas en gebid. Die duiwel het hom versoek in die woestyn, en dalk jy hoef nie daarna toe te blaai nie, maar daar kan ek dit gou lees. As jy wil saam met blaai, ek lees uit Lukas 4 uit vers 1 tot 13, ek gaan gou vinnig deur dit hardloop. Ek wil hier nie lank besig hou vanaand nie. Lukas 4 vers 1 tot 13, en Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees in die woestyn gelei. Dis mos net na sy dood, né? Hy was vol van die Heilige Gees. Die waar is enige taak wat ek en u aanpak, moet ons vol van die Heilige Gees aanpak. Duidelik toe Stefanus gestenig was daar in Handelinge 7, daar van vers 50 af, vers 55 sê, en hy was vol van die Heilige Gees. Prys die Here. Dit was sy wat kan ek dit noem? Maar dit was waar hy sy krag gekry het. Terwyl hulle ons stenig, nou prys die Here, ons word daarom nou nie meer met klippe gegooi nie, maar ons word baie keer met woorde gestenig. En dit maak baie keer maar net so swaar, seer soos klippe, né? Woorde kan baie seer word. Maar as ons vol van die Heilige Gees is, dan hanteer ons iets anders. En dit moet 'n gebed wees elke oggend in ons binnekamer. Is Here, ek wil net seker maak ek is vol van die Heilige Gees. Vandag, wanneer ek my dagtake moet aanpak. Nou ja, die Gees het hom die woestyn ingelei. Daar's 'n preek op sy eie, want ons word baie keer deur die Gees die woestyn ingelei. Baie keer plaas die vyand ons in 'n woestyntyd, en ander kere plaas ons onsself in 'n woestyntyd. Deur ongehoorsaamheid en ander dinge wat ons daar doen, waar ons nie gaan aangaan vanaand en sê dankie tog. Waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is, soos die duiwel vir Jesus versoek het, dink jy hy gaan ons versoek, dink jy hy gaan ons uitlos? As hy die, ek wil hom niks eer gee nie, so kom ons ken nie, sê nie hy die guts gehad om Jesus te versoek. Ek dink hy is baie stupid, maar in elk geval. Hy gaan ons ook nie uitlos nie. En toe hulle verby was, het hy naderhand honger geword. Toe sê die duiwel vir hom, hoor hoe verdraai hy skrif, né? As u die seun van God is, sê vir hierdie klip dat dit brood moet word.
Maar Jesus antwoord en sê vir hom, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God. Toe bring die duiwel hom op 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd. En die duiwel sê vir hom, ek sal u al hierdie mag gee. En Jesus het in elk geval al die mag en gesag gehad. En hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. As u my dan aanbid, sal alles aan u behoort. En Jesus antwoord en sê vir hom, gaan weg agter my Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Toe bring hy hom na Jerusalem en stel hom op die dak van die tempel en sê vir hom, as u die seun van God is, werk u self hiervandaan neer. Want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u om u te bewaar. En hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. En Jesus antwoord en sê vir hom, daar is gesê, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Vers 13, en toe die duiwel elke versoeking geëindig het hy 'n tyd lank van hom gewyk. Tot sover in daardie skrif. Nou baie mense wonder hoe om die duiwel te beklei as hulle nie skrif ken. As jy nie kan sê in Jesaja 60 vers 1 staan dit nie, of in Matteus 22 vers 9 staan dat nie, dan voel jy maar ek kan nie skrif aanhaal nie. Maar let bietjie op, Jesus het nêrens hier gesê in daardie boek, hierdie hoofstuk, daardie vers, staan dit nie. Hy het net gesê, daar staan geskrywe. Ek wonder daardie gesag waarmee hy dit gesê, toe dit uit sy mond uitgaan, daar staan geskrywe. Halleluja, want hy is die woord, hy is die woord wat vlees geword het. Maar as ek en u, ons moet daarom net weet dit staan in die Bybel, want baie mense haal goed aan en staan dit nie in die Bybel. En dis die verskil. Ons hoef nie te weet dit staan daar en daar nie, maar ons moet weet dit staan in die Bybel. En as jy dit weet, dan kan jy sê, vyand, daar staan geskryf. En hy sal van jou wyk, want hy ken die skrif. Hy het 'n verdraaide weergawe daarvan, o ja, maar hy ken die skrif. En hy sal weet wanneer jy skrif aanhaal. So dis vir my baie interessant. Jesus begin sy bediening met 'n 40 dae versoekingsperiode van die duiwel af, 'n vas tydperk. Ek het nog nooit in my lewe 'n 40 dae vas gedoen nie. Langste vas, watervas wat ek gedoen het, was 21 dae gewees. Maar ek het nog nooit met al my hoed af van mense wat 'n 40 dae watervas doen. Ja, ek het nog nie so ver gekom. Maar ek glo daar is baie krag. As ek die getuienisse hoor, dan weet ek daar lê baie krag daarin. Hierbaar is nou die Hebreëse betekenis van 40. Kyk, in die Bybel is baie interessant om die geestelike betekenis van nommers in die Bybel te gaan opsoek. Elke nommer het 'n betekenis in die Bybel. Die nommer 40 is ook so. Die nommer 40 is nie sonder betekenis nie, maar baie interessant dat in Hebreëus beteken 40 ook baie keer die verhoging van een vlak na 'n ander toe. Nou let wel, hier by Jesus, aan die begin van sy bediening, het hy 'n verhoging gehad van een vlak na 'n ander toe. Hier met hemelvaart, na die opstanding het hy weer 'n verhoging gehad van een vlak na die ander een toe. Goed, so dit is duidelik. Kan julle dit sien? Ek het nie nodig om dit te verduidelik nie. Nee, dis ons kan sien hoe hy deur die duiwel, hoe hy uit die doopwater gekom het. Hy's gevul met die Heilige Gees. Hy het na 'n verhogingsstadium toe gegaan. Die duiwel het hom versoek, maar hy het oorwinning gekry. In oorwinning is altyd verhoging. Amen. As jy deur 'n storm gekom het en dan kom jy altyd sterk aan die ander kant uit en jy weet hoe om die volgende storm te hanteer. Goed. Die 13de letter van die Hebreëse alfabet is die letter Mem. M-E-M. Mem. Nou Mem se waarde is ook 40. Mem se waarde. Goed, julle bly net so 'n bietjie by my. Julle gaan nou verstaan hoekom ek hierdie dinge vir julle sê. So die getal 40 in die Bybel stel gewoonlik 'n tyd van toetse, versoekings, voorbereiding en transformasie voor. Die getal 40, kan ek dit weer lees? Die getal 40 stel gewoonlik 'n tyd van toetse, versoekings, voorbereiding en transformasie voor. So, ons sien die versoekings wat Jesus deurgegaan het,
Ons sien die voorbereiding vir sy bediening. Ons sien na sy aardse lewe sien ons die voorbereiding met sy disippels. Ons sien die voorbereiding vir sy eie hemelvaart, sien ons. En die hele tyd wil hy sy disippels eintlik bemoedig en vir hulle sê hou goeie moed. Dis eintlik sy boodskap die hele tyd, die hele 40 dae is hou goeie moed. En dalk is ek en jy nou nie, ons kan dalk nie vergelyk met die getal 40 nie, maar ons kan wel vergelyk met die emosies waardeur gegaan het, die versoekings, die beproewings, al daardie dinge, voorbereiding. U is dalk aan die einde van een seisoen en u is besig om voor te berei vir 'n volgende seisoen. U is dalk u of u kinders is in 'n tyd van transformasie, 'n tyd van uit die skool uit van universiteit toe, is 'n tyd van transformasie. Dis 'n heeltemal nuwe lewe wat vir jou voorlê. So ons kan vergelyk met al hierdie dinge wat die Bybel van praat. Nou wat vir my wonderlik is, en ek weet nie of jy kan saamstem nie, maar God bevestig altyd sy woord met 'n aksie. God bevestig altyd sy woord met 'n aksie. God spreek nie net 'n woord nie. Wanneer hy 'n woord spreek, dan gebeur daar iets. Laat daar lig wees en daar was lig. Halleluja. Prys die Here. Toe Jesus gesê het vir die blinde man, laat jou oë geopen word, toe hy vir die kreupele sê by die bad van Bethesda, neem jou bed op en loop, daar was 'n aksie. Was nie net hy het gespreek en niks het gebeur nie. Daar's altyd iets wat gebeur en dis kom ons in die woord van die Here moet glo. Amen. Daar's voordele vir ons. Dalk klink hierdie nie vir u soos 'n hemelvaart preek nie, maar dit is. Dit is want daar's voordele vir ons. Vir ons wat hier agter gebly het. Een van die grootste voordele is dat hy kom terug om ons te kom haal. En as ons lees daar in Handelinge 1, dan sien ons hoe die engele, die Galileese man hulle staan so en kyk na die hemel, en ek weet daar sit mense in ons tyd ook vandag. Hulle kyk so na die tekens van die tye dat hulle vergeet om iets vir die Here te doen. En dis nie wat die Here verwag van ons nie. Ja, ons raak opgewonde oor die tekens wat vir ons voorlê, want ons sien al hierdie dinge gebeur en die Bybel het gesê, as hierdie dinge gebeur, is die tyd naby en ek weet, die koms van die Here is verskriklik naby. Maar nou staan hier die Galileese manne so en kyk en die engele sê vir hulle, Galileese manne, wat staan julle so en staar na die hemel? Net soos julle hom sien gaan, so sal julle hom weer sien kom. Daar is 'n geheimenis van die wegraping daar. Want hy is in die wolke opgevoer, net soos hy in die wolke weggevaar het, so sal hy weer in die wolke terugkom. Reg? Ek weet nie of jy dit raak sien nie, is dit net ek wat dit sien? So, dis hier waar die Here toe my boodskap in 'n ander met 'n ander draai vat. En as jy wil, kan jy blaai na Lukas 2 toe, want dan gaan so 'n bietjie daai lees. Vers 42 tot 49. Hierdie gevoelens, hierdie emosies wat gekoppel is aan die nommer 40. Soos ek net nou gesê, dalk kan ons nie vergelyk met die nommer 40 nie, maar met die emosies, met die omstandighede kan ons wel vergelyk. En soos ek hierdie boodskap het so oor 'n tydperk gekom, so oor 'n tydperk. Dan het ek so 'n bietjie hier wat ek lees, dan het ek so 'n bietjie daarin. En toe ek gisteroggend in my binnekamer sit en ek lees hierdie stuk. En dit vat my heeltemal terug baie lank voor Jesus se bediening, toe Jesus 12 jaar oud was. Gebeur daar 'n groot gebeurtenis wat sy aardse ma en pa laat skrik. En die Here begin met my praat oor hierdie emosies wat ons deurgaan, en weer eens die voorreg wat ons het om deur die Heilige Gees gelei te word. Wanneer laas het jy net gesit in omstandighede en net stil geraak en net gesê, Here, lei U my nou hier. Want as ek nou die volgende ek is 'n baie impulsiewe persoon word. Dis was altyd my briek gewees. Sy as ons byvoorbeeld, die Here vir my sê ons moet aanbeweeg na 'n ander dorp toe, dan sê ek vir Liz, raai jy moet begin pak. Ons trek. Dan sê sy, "Want ek sê ek weet nie die Here sê ons gaan aanbeweeg." Sy sê nee, wag jy eers. Dat die Here eers met my op praat. So, en dit het elke keer so gebeur dat die Here haar ook oortuig het. So dis goeie balans, maar baie keer as jy so impulsief is, dan maak jy maklike foute.
En baie keer moet jy jouself breek en sê, Here, nou gaan ek net sit en luister. Nou gaan ek net sit en luister. Ek gaan nie 'n woord verder sê. Ek soek nou die leiding. Ek het hier met die gebedskursus gesê, een van my motto's in die lewe is Jesegiel 1:12, wat sê, en waar die gees van die Here vir hulle gesê het om reguit vorentoe te beweeg, daar het hulle beweeg. Ek wil net gaan waar die gees van die Here vir my leiding gee. As hy sê ek moet links draai, dan draai ek links. As hy sê ek moet regs draai, dan draai ek regs. Maar as hy sê ek moet reguit vorentoe beweeg, dan beweeg ek net reguit. Al voel dit of die wind baie keer teen jou is. Hallo, voel dit vir jou ook so baie keer? Dit voel of die wind teen jou is, maar jy weet jy moet vorentoe beweeg. Markus 5 sê die Here, Markus 4:5 sê die Here dit vir sy disippels. Hy sê julle moet oorvaar na die ander kant. Ons lees 'n ander stuk en lees ons wat die Bybel sê die wind was teen hulle gewees. Maar nêrens het die Here vir hulle gesê om te draai. Hy het hulle gesê om oor te vaar na die ander kant. Die waar is ons moet deur die storm. Ons is nie gemaak om in die middel van die storm om te draai nie. Ons is nie gemaak om skielik net te sit en wag nie. Ons moet deurdruk. Ons moet deurdruk. Maak nie saak wat die omstandighede vandag is nie. Ons moet deurdruk. Nou kyk jy wat gebeur. Lukas 2:42. En ek is baie naby aan die einde van my boodskap, hoor. En toe hy 12 jaar oud was, het hulle volgens die gebruik van die fees na Jerusalem opgegaan. En ek lees vanaf vers 42. En nadat die feesdae vir hulle verby was, en terwyl hulle teruggegaan het die kind Jesus in Jerusalem agtergebly. En Josef en sy moeder het dit nie geweet nie. Maar omdat hulle gedink het dat hy by die reisgeselskap was, het hulle 'n dagreis ver gegaan. En ons het nou ander dag in 'n boodskap uitgewerk, 'n dagreis is so 34 km. Wat 'n dagreis was. Daai mense het geloof. Maar as jy vat, wat is loopspoed? 8 km hier, 6 km hier, wat is loopspoed? 4. So 4 in 34 en as omtrent 8. Ja, kyk daar. So dis 'n dag verby. So dis baie interessant. So dit is hoe ver hulle geloop het, toe kom hulle agter Jesus is nie meer by hulle. Maar ek meen, die kinders het seker gespeel daar onder mekaar, saam met ander families geloop en so aangegaan, maar toe kom hulle, en hier praat die Here met my oor hierdie 40 dae. Imagine net, ons moet 40 dae sonder die Here. Waar gaan jy jouself bevind? As jy nou vandag besluit, ek draai terug, en ek sê dit onder die bloed, want ek weet, hier's niemand wat daai besluit sal maak om terug te draai na die wêreld toe nie. Want ons was in ons stad daar, weet ons nou wat die wêreld ons gebied het en geoffer het, ons weet dis die moeite werd om by die Here te bly. Omdraai sal ons nie, en ons weet die pad vorentoe is baie korter as die pad terug agtertoe. Halleluja. So, maar dink nou net dat iemand besluit om terug te draai en wanneer jy by dag 40 afkom sonder die Here. Hoe diep terug in die wêreld is jy dalk nie al by daai tyd nie, want let gou hier op wat gebeur hierso. Hulle het 'n dagreis ver gegaan, hè? So daar was 'n dag sonder Jesus gewees. Hou dit nou in gedagte. Nou vers 44, omdat hulle gedink het dat hy by die reisgeselskap was. Nou die Woordeboek sê vir die woord reisgeselskap, dit beteken die mense wat in dieselfde rigting beweeg as jy. Dis jou reisgeselskap. Dis mense wat saam met jou op die pad is. Hierdie gemeente, al ons vriende wat saam met ons beweeg. Ons beweeg almal in een rigting. Ons wil eendag by die Here uitkom. Daar's nie vir ons 'n ander way nie. Daar's nie vir ons 'n ander weg om te wandel behalwe die weg van die waarheid. Dis nie. So ons is mekaar se reisgeselskap. Ons beweeg saam. So hulle gaan soek eers vir Jesus onder die reisgeselskap. Ek meen wat seker reg moet wees. Dit moet seker so wees, want ek sê weer, dit is hulle wat in dieselfde rigting as ons gaan. Dis hulle wat saam met ons die Here dien. En dan sê hy verder, hy het hulle dagreis ver gaan en hom onder die familie gesoek. Nou die familie is die bloedfamilie. Is jou bloedfamilie. En dis baie keer hartseer, maar nie al ons familie dien die Here saam met ons. Maar partykeer is daar 'n familie wat
wat die Here saam met ons dien, en ons weet ons kan na hulle toe draai as ons die Here nodig het, kan ons by hulle gaan aanklop en sê, luister, bid asseblief saam met my oor hierdie saak, staan saam met my, tree saam met my in. En dan is 'n ander familie van ons wat nie die Here dien nie, en dan ons weer die plig om hulle te nader, vir hulle te sê, maar hoorie, weet jy hoe goed is die Here vir my? En die waar ons het nie almal predikers nie, maar ons het almal 'n getuienis. Amen. Ons moet almal 'n getuienis hê. En die getuienis, jou getuienis is die beste preek wat jy kan preek vir die mense daar buite. So, wanneer jy met iemand praat wat nie die Here dien, luister, daar's altyd 'n oop deur. Jy moet net altyd luister. In elke gesprek wat jy is daar altyd 'n oop deur om skielik van die Here te begin praat. En ons moet dit meer doen, en ons moet meer oplettend wees tot dit, want ons kan saam praat met die wêreld, ja, en ons kan net so negatief soos hulle uitstap uit daardie geselskap, of ons kan die geselskap omdraai. Dis baie belangrik. So, dat Jesus gaan soek onder die bloedfamilie, en dan die derde gedeelte sê, en toe het hulle hom onder die bekendes gesoek, daar in die weergedeelte van vers 44. Nou, die bekendes, jou kennisse, is nie altyd waar Jesus gaan kry. Ons moet baie keer maar versigtig wees vir ons vriendekring. En wie in ons binnekring beweeg. En daar gaan julle nie nou met my saamstem nie. Nou ek bedien baie mense. Ons bedien baie mense, en ek weet pastoor Johnny ook, en baie ander mense hier ook, bedien baie mense. Maar daar's een ding wat ek glo. Die Bybel sê, laat jou vriendelikheid aan alle mense beken. Reg. In 'n Nors Christen is een van die lelikste dinge wat jy kry. 'n Christen wat nooit smile nie. Ons het daarom alles om oor te glimlag. Prys die Here. Ons het alles om oor te glimlag. Ons het nie nodig om Nors rond te loop nie. Laat jou vriendelikheid aan alle mense bekend word. Maar in my huis, dis my binnekring, daar besluit ek wie ek daar toelaat en nie daar toelaat. Jy hoef nie met my saam te stem vanaand. Maar as jy een plek waar die wêreld nie vir my kan sê wat ek moet en nie moet. My eie familie wat drink, hulle weet, daar word nie gedrink by my huis nie. As jy dit nie like nie, boek in 'n gastehuis, dit is jou probleem. Maar word nie op my gronde gerook nie. Maar weet jy wat? My gronde is afgesonder vir jaar. So ek hou dit heilig. Dit is die enigste plek in hierdie wêreld waar ek kan besluit. Dit is waar die wetboek van God sal hier geld in my uit. As jy nie laat jy vir by my te kom kuier nie. Ek het baie familie wat nie by my wil kom kuier nie, want hulle wil graag hulle brandewyn saambring en al daai goed. Dis maar so. My grond is my plek, my huis het die Here vir my gegee. Alles wat ek het, niks wat ek het, kom uit my eie krag nie. So ek sal die Here eer in dit wat hy vir my gegee het. En ek sê weer, ek bedien baie mense in my eie huis. Ek bedien baie mense in my eie huis. Maar in my huis is dit God se reëls, nie die wêreld se reëls. Dis hoe dit werk. Reg. En wanneer vind hulle toe vir Jesus, vers 46, en na 3 dae het hulle hom in die tempel gevind. En hier is waar die Here met my praat, waar hy die 40 dae bietjie wegvat. Een dag sonder Jesus, kan jy 3 dae terug sit. Hoor dit? Een dag, as jy een dag besluit jy gaan hierdie dag, ek gaan nie bid nie, ek is kwaad vir jy, ek gaan nie hierdie dag bid. En die waar is ek wil vir jy sê, as ek nie die Here gehad het met Lisse afsterwe, ek het moeilike dae gehad, hoor, in hierdie amper 2 maande het ek moeilike dae gehad. Maar as ek nie die Here gehad, dan was dit baie erg. Dan weet ek nie of ek dit sou gemaak het nie. Miskien moet ek gou vir julle hierdie getuienis vertel. Pastor Willie, skus dat ek jou naam nou gebruik, maar deur die jare is my dogter en pastoor Willie se seun ook net 'n paar maande uit mekaar uit oorlede, en nou is Liz en Stefan weer 'n paar maande uit mekaar uit. Maar toe my dogter oorlede, sy was maar 16 jaar oud gewees, en
Die oggend toe ek haar liggaams gaan uitken, sê ek vir die Here, ek sê Here, dis so nutteloos. Sy 16 jaar oud. Hoekom sy nou sterk? Sy kan nog so baie beteken het. Weet julle wat sê die Gees van die Here vir my? Die Here gee vir my 'n baie onsimpatieke antwoord. Die Here sê vir my daardie oggend, ek het al Job se kinders in een nag weggevat en hy het my nog steeds gedien. En daardie antwoord het my by die Here gehou. Dit het my by die Here gehou. Dit het gemaak dat ek nie een dag sonder die Here was nie. Ek sê weer vir u, een dag sonder Jesus kan jy tot 3 dae terugsit. Dis maar 'n klein voorbeeldjie, dis maar iets wat die Gees van die Here so met my gepraat het in my binneste toe ek hierdie stuk lees. Is nie die moeite werd nie. Is nie die moeite werd om terug te draai wêreld toe nie. Is nie die moeite werd om kwaad te wees of mag God 'n vraagteken, o ja, ek het baie gedoen in die laaste tyd. Dan vra hoekom het dit gebeur? Maar ek weet een ding, soos ek hier staan vanaand, weet ek met alle sekerheid, God weet wat hy doen. God word nooit onkant gevang nie. Die duiwel kan hom nie onttroon nie. Hy is God, hy is soewerein. Halleluja. So, God weet wat hy doen en ek en u kan berus daarby in enige situasie. Die discipels het ook bevraagteken, maar Here, hoekom het jy nou op pad hemel toe? Hoekom bly jy dan nou hier by ons nie? Ons is dan nou gewoon om saam met u te wandel dag in en dag uit. Hulle het dit ook seker bevraagteken, maar die Here het beter geweet. Hy moes opvaar hemel toe. Goed. En toe waar was ons? Kom ons lees weer vers 46. En na 3 dae het hulle hom in die tempel gevind. Terwyl hy in die midde van die leraars sit en na hulle luister en hulle uitvra. En almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy verstand en sy antwoorde. En toe hulle hom sien, was hulle verslae en sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy so met ons gemaak? Hoor hierso. Kyk, jou vader en ek het jou met angs gesoek. Sonder hom, vrees tree in, angstigheid tree in, twyfel tree in. Al daardie dinge tree in, as ons net besluit om eendag sonder die Here te bly. En hy sê vir hulle, waarom het jy my gesoek? Het jy nie geweet dat ek in die dinge van my Vader moet wees nie? Op 'n ander plek in die Bybel in Johannes 4 vers 34 sê hy vir sy disippels, toe hulle hom vra, maar toe hy daar by die Samaritaanse vrou staan by die put, vra hulle vir hom, maar as u dan nie honger nie? En hy sê, my voedsel is om die wil van my Vader. Kan ek en u dit sê vanaand? Is dit vir ons 'n las om God se wil te doen? Daardie opdragte wat hy aan sy disippels gegee het hy ons aan ons ook gegee. Gaan lees net Johannes 17. Dan sien jy hoe ons in die hoëpriesterlike gebed, ek gaan dit nie behandel vanaand nie, maar gaan lees bietjie daardie hoëpriesterlike gebed, dan sien jy op 'n stadium met Jesus, Vader, ek bid nie net vir hulle wat u vir my gegee het nie, maar ook hulle wat deur hulle na my toe gaan kom. So met ander woorde, daai gebed het nie 'n begin en 'n einde nie. It's ongoing. Die hele tyd, net soos dinamos, die krag van God, it's ongoing power. Halleluja. Prys die Here. Soos jy leeg maak, so maak God weer vol. Soos jy leeg maak, so maak God weer vol. Dit is hoe dit moet werk. En hierdie is presies dieselfde daardie gebed in Johannes 17. Dit sluit elke persoon wat sy hart aan die Here gee, wat tot bekering kom voor Jesus terugkom om ons te kom haal, sluit dit in daardie gebed. Die hele tyd word daar vir ons gebid. Hierdie koortjie, ou, dan werk hierdie koortjie. Ek dink laas gesin toe ek net tot bekering gekom het, man. Weet ek het hom so geniet vanaand. Prys die Here. So, daai gebed sê dit alles. When you pray, will you pray for me? When I pray, I will pray for you. En dan, when he prays. Sure. Dis powerful. En dis presies wat daar gebeur in Johannes 17. Dit is Jesus se gebed vir almal van ons hier op aarde. So, prys die Here, dit is vir hom voedsel om die wil van die Vader te doen. Is dit vir ons voedsel? Kan ons vanaand sê, ek gaan afsluit hiermee, ek gaan nie verder gaan. Ek gaan afsluit hiermee vanaand. Ek wil hê ons moet so bietjie net gou elkeen by homself bid.
nie lank te bid nie, 'n minuut of 2 te vat, en dan kan pastoor Johnny vir ons kom afsluit met gebed. Maar ek wil hê ons moet net dit vra, want dit is die moeite werd vir ons gewees dat Jesus opvaar hemel. Maar in dit alles het hy ook vir ons opdragte gegee, en hy het geen titel daaraan gekoppel nie. Hy het nie gesê die pastoor moet dit doen, of die profeet, of die apostel. Hy het met almal gepraat, wat tot bekeer moet. U vanaand hier sit, en u sê vir my, ek het al tot wedergeboorte gekom in my lewe, dan geld dit vir u vanaand. Dan moet ek en u ons harte ondersoek vanaand en onsself. Jy kan net jouself die vraag vra. Ek kan nie vir pastoor Johnny antwoord nie, hy kan nie vir my antwoord vanaand. Ek moet vir myself antwoord. Is die wil van God nog vir my so goed? Voed die wil van God my nog? Of raak dit vir my 'n irritasie? Baie keer as ons in geselskap staan en as iemand wat nie regtig die Here dien nie en ons begin so baie oor die Here praat, dan irriteer dit daardie persoon. En ons moet nooit op so 'n plek kom nie. Dit moet altyd vir ons voeding wees, dit moet ons altyd opgewonde maak. Andre, jy kan vir ons ietsie sagies aansit om te speel. En dan gaan ek eens klaar met my boodskap hierwaar. En glo die Gees van die Here het gesê wat hy wou gesê. Maar ek wil hê ons moet net gou ons harte ondersoek. Net daar waar jy is, as jy wil kniel, as jy net wil sit. Maar kom ons vra net onsself daardie vraag af. Is God se wil in my lewe nog so goed vir my? Goed, mag die Here sy woord seën. Amen.